julle wat Paasnaweek hierso is, wat nie reg aan Paasnaweek? Lei die klok. Baie welkom aan julle almal wat hier is. Dit is so lekker om vriendelike gesigte te sien en 'n klomp glimlagte te sien dan nou ook met my twee lidmate wat ook vanoggend hierso saamgekom het. Trudy se ma's ongestel en toe sy nou vanoggend by haar ma gebly. En vir julle wat ingeskakel is sy besig om te hardloop. Ons gaan dit na die tyd. Na die tyd. Maar vir julle ook baie welkom daar van jou huis af, wanneer dit dan nou by jou uitkom ook, voel deel van hierdie gemeenskap van gelowiges ook. Ek kyk so by hierdie venster uit Johannes, dis daar mooi hoe julle hom so gerig het dan nou ook. Ons gaan nog praat oor daardie Sondagoggend opstanding, baie vroeë oggend erediens. En hoe wonderlik sal dit wees om vroegoggend hier by mekaar te kan wees vir die opstanding. En as die wolke nie daar sou wees nie om die son te sien opkom aan daardie kant ook. Miskien net vir hulle sê dat die rede vir daardie opstanding Sondag, in Paastyd skyn die son reguit hier. Kom daar na die omgewing op. En hy skuif nou oor die tyd van een kant na die ander kant, maar daai oggend behoort hy hier reguit te skuif. Die 37ste kant wat hy inskuif, as die son skyn. Daar sit. En dit is wat hierdie is hier. So julle kan gerus hierso 'n foto kom neem. Dis hoekom die kerkie daardie kant toe. So kyk ook, het hulle dit nou in die Paastyd. Hoe die son opkom en sak dan nou ook. Kom ons begin met 'n toetrede lied. En ons toetrede lied is lied 177, Jesus groot bo almal. Magtige Heer en Heiland Immanuel, God is met ons, en dan reddende Here, lewende woord. Dit is wat Christus en wie Christus vir ons is. Hy is Immanuel, God met ons. Hy is ons reddende Here, wat aan die kruis vir ons gesterf het, maar hy is ook die woord van God, wat lewendig geword het. Kom ons staan en ons sing hierdie toetrede, dan bly julle staan vir die fotum en die groet, en Elsa sal dan nou sonder aankondiging ons loflied speel. God is met ons.
ons Alfa en U is ons Omega. U is ons begin en U is ons einde. Want U wat vandag God is, dit was U nog altyd. En sal U ook vir altyd onveranderd bly ook. Gemeente, genade vir julle en vrede van God ons Vader, van sy Seun Jesus Christus ons Heer en van die Heilige Gees. Amen. Here ons Here, U is wie U is, ek is. En U maak U aan ons bekend as die almagtige skepper van hemel en die aarde, maar ook as ons Vader, wat elkeen van ons kunstig aan mekaar geweef het. En Here, hoe kosbaar vir ons om te weet dat U wat ons kunstig aan mekaar geweef het, U ken ons elkeen ook by die naam. En dit is wat ons gaan hoor vanoggend. En ons sê vir U daarvoor baie dankie. En baie dankie dat ons vanoggend in hierdie huis van U by mekaar kan kom. As gemeenskap van gelowiges, as U kinders wat in U glo en bely, Here, dat ons sonder U niks is nie. En dat ons sonder U niks kan doen nie. Maar met U krag, met U goddelike krag, is ons tot alles in staat. En ons jubel en ons juig daarvoor. Dankie dat ons vanoggend vir 'n oomblik stil kan word. En dat ons U woord kan lees. En Heilige Gees, ons weet, U is hier teenwoordig vanoggend. U beloof dit, dat waar 2 of meer in U woord, in U naam by mekaar is, daar is U teenwoordig. Neem ons in U besit. Wanneer ons uit die woord uit lees, laat ons hoor en laat ons verstaan. Maar Jesus, ons bely ook ons skuld voor U. En ons bely en ons erken en ons weet dit, dat ons gedagtes so maklik dwaal, dat ons baie vinnig aan ander dinge dink, aan die dinge in hierdie wêreld en van hierdie wêreld wat 'n groot muur tussen ons en U wil bou. As daar nou iets is wat daardie muur wil hoog bou, breek dit af. Laat daar geen skeiding tussen ons en U wees nie. Dankie dat ons dit kan bid in Jesus naam. En hoor, Here,
ook ons belydenis wanneer ons so bidend sit ook en ons geloof in U bely. Vader in die hemel, U beheer ons lewe. Ons aanbid U. Jesus Christus, Redder, U beheer ons lewe. Ons aanbid U. Heilige Gees, ons trooster, U beheer ons lewe. Ons aanbid U. Gesang 179, ons belydenis van geloof terwyl ons net so sing. En so maak ons vanoggend saam die Here se woord oop. As jy jou Bybel het, kan jy daarin blaai, maar die skriflesings is ook hier voor julle om te lees. En ons gaan 3 gedeeltes vanoggend saam lees. Ons begin met 'n baie bekende gedeelte in die Ou Testament, Jesaja 43. Wat ons almal baie na aan die hart lê ook. En dan gaan ons hier aan die einde van die Nuwe Testament 'n vers lees uit 1 Johannes hoofstuk 4. En dan gaan ons weer terugblaai na amper die begin van die Nuwe Testament en Jesus se woorde lees in Johannes hoofstuk 6 vers 37 tot 40. Nou ons skriflesing vanoggend begin in die Ou Testament waar God 'n baie duidelike woord met sy volk deel. Sy volk wat omstandighede beleef waar hulle wonder, maar waar is God? Is God baie ver van ons af? Hulle beleef dat miskien het die Here hulle vergeet. En dan in Jesaja 43 praat God met hulle. En al daardie duisende jare later praat hy met jou en my vanoggend ook, wanneer hy sê, luister, so sê die Here wat jou geskep het, Jakob, wat jou gevorm het, Israel, moenie bang wees nie. Ek verlos jou. Ek het jou op jou naam geroep. Jy is myne. En so sluit die Nuwe Testament aan by hierdie belofte en hierdie trooswoord van God. En word hierdie woord van die Here bekragtig wanneer Jesus gebore word in die stal in Bethlehem, op hierdie pad wat hy nou is, die lydenstyd, op pad na Golgotha, en uiteindelik ook die leë graf, die oorwinning van 'n graf wat leeg is en sy opstanding uit die dood. Wanneer ons hier in 1 Johannes hoofstuk 4 vers 19 lees, ons het lief omdat God ons eerste lief gehad het. Nou vers 19 kom uit 'n gedeelte, 'n hoofstuk
in hierdie eerste brief van Johannes hoofstuk 4 met die opskrif God is liefde. God gee nie liefde nie. God vra nie iemand om jou te gaan lief hê nie. God self is liefde. Sy hele wese van die skepping tot die geboorte in Bethlehem, tot die kruisdood op Golgotha, die opstanding uit die dood, die hemelvaart, tot waar ons vanoggend hier is dit sy wese wat uitstraal dat hy die essensie van liefde is. En dan begin ons die tema van vanoggend se boodskap hoor ook hierso, dat ons kan lief hê, is omdat God ons eerste lief gehad het. En hoor, hoe vat Jesus dit dan nou alles saam in Johannes 6, vers 37 tot 40. Nou, hierdie gedeelte praat Jesus met die godsdienstige leiers van sy tyd. En hulle betwyfel dat hy is wie hy sê hy is. En hy beantwoord hulle vraag. En hy sê vir hulle, julle voorouers het in die woestyn manna geëet. Maar hulle moes elke dag die manna optel, want hulle het elke dag weer honger geword. En so eet ons elke dag brood, ons eet elke dag kos, maar ons moet dit elke dag doen, en ons moet dit gereeld deur die dag doen, anders te gaan ons honger kry. En dan gebruik Jesus hierdie beeld, wanneer hy sê, maar ek is die brood uit die hemel. En as jy my eet, as ek in jou is, gaan jy nooit weer honger kry nie. En ons weet, dis hierdie geestelike honger, dis hierdie emosionele honger, dis hierdie psigiese honger, dis God wat ons vul met sy liefde, wat ons honger en ons dors les. En dan kom hierdie kragtige belofte, wat Jesus vir ons gee, wat ons tema dan nou ook verder uitbrei vanoggend, wanneer hy sê, elkeen wat die Vader vir my gee, sal na my toe kom. En ek sal hom wat na my toe kom, nooit verwerp nie. Ek het van die hemel af gekom, nie om my wil te doen nie, maar die wil van hom wat my gestuur het. En dit is die wil van hom wat my gestuur het, dat ek van almal wat hy my gegee het, nie een verlore sal laat gaan nie, maar hulle almal op die laaste dag uit die dood sal laat opstaan. Dit is die wil van my Vader, hoor mooi, dat elkeen wat die Seun sien en in hom glo, die ewige lewe sal hê, en ek sal op die laaste dag uit die dood laat opstaan. Ons lees net tot daar die Here se woord vandag. Dieselfde woord sê ook vir ons, gelukkig is elkeen wat hierdie woord lees en dit ook glo. En so is die tema vir ons prediking vandag, dat ek is eerste liefgehad. En my Vader het my vir sy Seun gegee. En omdat hy my vir sy Seun gegee het, uit sy liefde, weet ek, hy sal my nooit verwerp nie. Ek dink dit is dalk iets wat julle almal met my deel ook. Ons wat vanoggend hier is, party het al lang paaie geloop, ander is nog maar vroeg op hulle pad, die ander van ons het al 'n entjie geloop, en ons hoop almal dat ons nog 'n hele ent het, wat ons kan loop. Maar weet julle, as ek so terugkyk op my lewe, dan is daar hierdie een ding wat ek besef. En as ek terugdink aan my grootword en aan die begin van daardie
Skool word jare waar 'n mens nou in hierdie situasie is en jy moet nou leer en almal wil jou leer en jy's nog leergierig en jy wil graag leer, besef ek vandag waar ek hier voor julle staan dat iewers langs die pad het my graad 1 graad R geword. En graad R het graad RR geword. En dan besef ek, in ons lewe word die mylpale kort, gereeld vorentoe geskuif, aangeskuif. Voordat jy dit kan doen, moet jy eers dit weet. Voordat jy daar kan wees, is hier eers 'n klomp dinge wat jy onder die knie moet kry, wat jy moet weet. Op laerskool in die destydse Rhodesia waar ek my ABC's geleer het, besef ek vandag, is daardie laerskool van my lankal nie meer die kleinskool nie, maar is dit vandag vir ons kindertjies al grootskool. Want nou vang ek al graad met toga en al voordat ek grootskool toe gaan. En nie vir die eerste keer 15 of 16 of meer jaar na graad 1 op universiteit nie. En doen ons aansoek vir werk en ek het al my papiere reg. Ek het my graad 12 sertifikaat, my matriekuitslae lyk nie te sleg nie, of hier het ek my graad, en ek het my honneurs, en ek het my meesters, en ek het selfs 'n PhD, en ek doen dan aansoek, dan hoor ek, maar jy moet eers ondervinding hê. Hoe en waar moet jy dit dan kry? En dis die konteks wat ek dink, waarin ons in 2026 op planeet Aarde, in Afrika, hierbo in die Limpopo, hier waar elkeen van ons bly vandag beleef. Ons leef hier en nou met hierdie gedagte, met hierdie persepsie, met hierdie verwagting in ons van prestasie en teenprestasie. En ons beleef hierdie kultuur om ons van iets vir iets. Is dit miskien hoe jy dit ook op hierdie stadium in jou lewe beleef, nie waar nie? Ja. En die reëls in hierdie samelewing van ons is eintlik baie eenvoudig. As jy dit nie verdien nie, kry jy dit nie. As jy nie presteer nie, is daar nie hierdie teenprestasie. En nou hoor ons vanoggend hierdie wonderlike troos en hierdie goddelike belofte dat by God voor die Here is dit nie so nie. Want hoor 'n bietjie hierdie goddelike waarheid wat absoluut alles vir jou persoonlik en vir my ook al in my lewe verander het. En dit is die Here se liefde vir my. God se liefde vir jou word nie bepaal deur dit wat jy doen nie. Dat God jou liefhet word nie bepaal, beïnvloed deur jou goeie dade nie. En as ek terugkyk op al die dinge wat ek ook al in my eie lewe aangejaag het, dan is ek dankbaar dat dit nie so is nie. Ek doen wat ek doen. Jy is wie jy is, want ons weet, en ons hoor dit weer vanoggend, God het ons reeds gekies. Hy het ons eerste lief gehad. En ek het lief
En ek kan in 'n liefdesverhouding leef met my vrou, met my kinders, met my kleinkind, met my gemeente, met mense in die gemeenskap. Ek kan in hierdie liefdesverhouding met Jesus Christus, met God leef, omdat God my eerste liefgehad het. En dit is die absolute waarheid wat ons skrifgedeeltes vanoggend met ons deel. Daar is so 3 sake wat ons kan uithaal. En die eerste saak is dit wat ek nou genoem het. God het jou eerste liefgehad. Nie het jou eerste gesien, hy het jou eerste gemaak nie. Hy het jou eerste liefgehad. Dit wat ons in 1 Johannes 4 vers 19 gelees het, sê vir ons dat ons lief het omdat God ons eerste liefgehad het. Hy is die bron van ons liefde. Dis waar ons liefde vandaan kom. Nie uit myself uit nie, nie uit my eie hart uit nie, nie uit mooi briefies, mooi woorde wat ek deel nie, nie uit die dinge wat ek doen nie, maar uit God uit. Die liefde wat ons het. In elke verhouding waarin ons leef, die liefde wat ons het in die verhouding wat ons met die Here het, is bloot 'n antwoord op die inisiatief wat God reeds geneem het. Met ander woorde, dis God wat daardie eerste tree na jou toe geneem het. Dis God wat eerste sy hand na jou toe uitgestrek het. Onthou julle vir Abraham, hier so vroeg in die Ou Testament, wat het God vir hom gesê? Nog voordat Abraham bewus was wat besig is om met hom te gebeur, sê God vir hom, Abraham, ek is jou God. En ek is ook die God van jou kinders, en hulle kinders, en hulle kinders, en hulle kinders. Ek dink aan die seënbede wat ons hierso so by 'n vorige geleentheid gesing het ook, waar dit bevestig ook dan nou. En hierdie liefde wat God aan ons bewys het, kom neer op die volgende. Maar as God my so lief het, en as hy die inisiatief geneem het om te sê hy's lief vir my, wat beteken dit? Dit beteken hy het my dan eerste ook uitgekies. God het my gekies voordat ek hom gekies het. En dis wat Jesus hier in Johannes 15 vers 16 so mooi vir ons sê. Hy sê daar en hy beklemtoon dit, julle het nie my gekies nie. Ek het julle gekies. Die disippels het aangegaan met hulle normale werk. Hulle het die nette uitgegooi, hulle het vis gevang, hulle was besig met hulle daaglikse taak. Tomaties plant, kyk laat die pakhuis reg is, kyk laat die sekuriteit, die hekke oral aan die gang is, dat die proteas genoeg water kry, dat alles blom. En dis God wat na jou toe gekom het, daar waar jy met jou elke dag se werk besig is, en hy het gesê, ek kies jou. En dit beteken dat hierdie liefde wat God dan vir my het, hang nie af van wat ek doen nie. Nog minder van alles wat ek in die verlede gedoen het of nie gedoen het nie. Hierdie liefde wat Jesus in hierdie tyd waarin ons nou is, aan ons bewys, dis alles net genade. Dis iets wat hy net vir ons gee, nie omdat ons dit verdien nie, maar omdat hy dit wil gee
en met ons deel. En hy doen dit ten spyte van alles wat ek dalk aangejaag het, alles wat ek dalk nie in my lewe gedoen het nie. Dis die pad wat hy besig is om op hierdie stadium vir jou en vir my te loop. En dit is genade. En as ek so mooi dink, dit bring ons by die derde saak, as God my eerste lief het, en dit beteken hy het my eerste gekies, ten spyte van wie ek is, dan sien ek hierdie liefde wat God aan my bewys as 'n onvoorwaardelike liefde. Daar's nie voorwaardes aan gekoppel nie. Daar's nie, jy moet eers dit in RR doen, en dan kan jy by graad R kom, en dan by graad 1, en dan hoërskool toe, en dan universiteit nie. Hy gee dit onvoorwaardelik. Vir almal wat dit wil hê. En daarom het hy sy liefde gegee. Nog voordat ons vandag hom geken het. 2000 jaar terug al. Onthou jy ook 'n ander gesprek? 'n Gesprek in die Nuwe Testament nou tussen Jesus en Thomas. Die tweede Sondag aand van die opstanding. Toe Jesus skielik weet, ek reken so 'n klein vertrekkie soos wat ons nou vanoggend hierin sit. Het hy voor Thomas gestaan en vir Thomas al die merke gewys het. Thomas het gesê, my Here en my God. En Jesus antwoord hom, Thomas, jy glo, want jy sien dit. Hy sê, oor so wat 2000 jaar, gaan daar 'n klompie mense, in 'n dorpie met die naam Houtbosdorp by mekaar kom. In 'n kerkie wat pas gebou is, met die naam Houtboskerk. En hulle het dit nie gesien nie. Maar hulle glo. Hulle is die gelukkiges. Ons is die gelukkiges wat dit glo, al het ons dit nie gesien nie. Dis onvoorwaardelike liefde wat God aan ons bewys het. En dit is hierdie goddelike waarheid wat ons uit hierdie skrifgedeeltes vanoggend hoor, wat vir ons in die tyd waarin ons is, 'n ongelooflike sekerheid en ook 'n sekuriteit gee in 'n tyd en 'n wêreld waar daar so min sekerheid of sekuriteit is, waar alles om ons onvoorspelbaar is en waar ons ook onder die druk leef van die verwagtinge wat die skool, wat die werk, wat die samelewing op ons plaas. Dan praat ek nie eers van die verwagtinge wat ons op ons eie skouers plaas nie. Verwagtinge wat swaar op ons druk, wat maak dat ons moeilik kan loop. Nou dat jy dit weet, wat gaan jy dan nou hiermee maak? As dit is wat jy vanoggend glo, as dit is wat jy hoor vanoggend, en jy weet dis waar in jou hart, en ek sien die mense knik, ek dink ons is op dieselfde bladsy. Hoe raak dit jou nou persoonlik? En dit bring ons by die derde gedeelte wat ons vanoggend gelees het, uit Johannes 6. Het jy die kragtige belofte daarin raak gelees vanoggend? Want dit is wat jou hemelse Vader vanoggend vir jou persoonlik ook wil sê, wanneer hy sê, ek gee vir jou wat vanoggend hier sit, ek gee vir jou my seun, en my seun sal jou nooit verwerp nie. As jy eers in die hand van my seun is daar niks wat jou daaruit
kan ruk nie. Hoor jy hierdie belofte van God vandag vir jou persoonlik? God gee vir jou in die teenwoordigheid van Jesus 'n sekerheid, 'n sekuriteit wat die wêreld daar buite nie vir ons kan gee nie. En nou weet ek, omdat ek daar is, al bly ek 'n mens, al skrik ek in die nag wakker en sê, dis wat nou môre moet gebeur en dis wat nog afgehandel moet word, kan ek hierdie goddelike vrede deur my laat vloei. En ek weet maar omdat ek by God is daar niks wat die liefde wat God vir my het, kan wegvat nie. En dit beteken dat my uitkyk op die lewe nou ook kan verander. Dit kan maak, hoor dit vanoggend, dat hoe jy elke dag opstaan en hoe jy elke dag begin, dit kan dit radikaal verander. Want nou probeer jy nie meer elke dag dinge te doen om God te beïndruk nie. Want wat het ons, kom ons wees eerlik, wat het ons wat ons vir God kan gee wat hy reeds nie besit? Wat kan ons doen wat God gaan beïndruk? Niks. Hou dan op om dinge te wil doen om God tevrede te probeer stel of om hom te probeer beïndruk. Ons probeer dit met mekaar doen want ons dink dit sal dalk werk, maar dit werk nie met God. Herinner jouself elke oggend, ek is reeds 'n kind van die Here. Ek het reeds God se eerste liefde. Ek het reeds en ek is sy eerste keuse. Ek is sy kind. Ek behoort aan hom. En skielik verander jou perspektief op die dag wat vir jou voorlê. En jy klim in jou voertuig en jy ry of jy stap of waar ook al en jy sien die mense om jou en jy sien maar daardie persoon is ook iemand wat hierdie eerste liefde van God in hom of haar het. Daardie ene is ook iemand wat eerste deur God uitgekies is. En dit verander jou perspektief en jou visie oor alles wat om jou gebeur. En dan besef jy, maar hier gebeur dinge wat vreemd is. Hier gebeur onaangename dinge. Hier gebeur baie slegte dinge in hierdie wêreld waarin ek lees. Nêrens is ek beskik en is ek gevrywaar daarvan nie. Maar ek weet en ek het dit nou gehoor, dat daar waar ek leef, daar waar ek werk, daar waar ek is, daar waar ek op hierdie stadium leef, God het my eerste liefgehad, eerste gekies, eerste my hand gevat en hy loop hierdie pad saam met my. En dan besef ek ook wat ek miskien as verleenthede in my lewe sien, wat ek miskien dink is struikelblokke in my lewe. Here, hoe gaan ek nou hier deurkom? Met hierdie nuwe perspektief sien jy hulle as geleenthede. 'n Geleentheid om by een van hierdie vele spoedhobbels met 'n taxi voor jou, as jy nou hastig is om hier uit te kom, net jou woorde te tel en net 'n bietjie rustig te wees, net 'n bietjie kalm te wees. Hoekom toelaat dat die wêreld jou vrede steel? Hoekom toelaat dat dit wat in die wêreld gebeur, wat nie ewigheidswaarde in jou lewe het nie, dit van jou beroof? Nee. God het jou eerste lief gehad. En vir jou
het hy vir Jesus gegee, sy seun. En in Jesus se hand, in God se hand, is jy veilig. En daar's niks wat jou daaruit kan ruk nie. Mag dit wees wat jy beleef, elke dag. Mag dit die lydenstyd wat nog voor lê, wat nog oorbly, mag dit julle hoop gee. Mag dit vir julle 'n ander perspektief gee op hierdie pad wat Jesus op hierdie oomblik besig is om te loop vir elkeen van ons. Die kruis en die leë graf. 'n Liefde wat ons nie in woorde kan omskep nie, of verklaar of verduidelik nie. En 'n graf wat leeg is omdat die oorwinning reeds daar is. En dat jou graf, jou omstandighede, dit wat swaar op jou is, ook nou leeg is. Want jy leef in die oorwinning en die krag van God se liefde. Amen. Ons Vader in die hemel, baie dankie dat wanneer U met ons praat, U hard en duidelik met ons praat. U woord is nie so ver van ons dat ons dit nie kan hoor of kan verstaan nie. U woord is hier by ons. U belofte is hier by ons. U troos is hier by ons. U waarheid is in ons. En ons kan dit hoor. En ons kan dit verstaan, Heilige Gees. En ons kan dit glo. En ons wil dit glo. Want ons leef in 'n wêreld wat vir ons nie sekerheid of sekuriteit bied nie. Ons leef in 'n wêreld wat onvoorspelbaar is. Waar jy eers moet doen, waar jy eers moet presteer, voordat jy die volgende stap kan neem. Maar in U teenwoordigheid kan ons bloot leef. Leef in U liefde. Leef in die wete dat ons reeds aan U behoort. Leef met U hart, Here Jesus. U hart wat U het vir almal. 'n oor wat U het vir almal, 'n oog wat U het vir almal, voete en hande wat altyd gewillig is en bereid is om te doen wat U weet reg is. Here, hier is ons, gebruik ons in hierdie stikkende wêreld asseblief. Ons is tot U beskikking. Ek bid, Here, vir elkeen wat twyfel. Ek bid vir elkeen wat nog worstel in die geloof. Laat hulle vanoggend hoor wie hulle werklik is. En laat hulle dit koester. Laat hulle dit diep in hulle harte bewaar, sodat niks hulle daarvan sal beroof nie. En dankie, Jesus, dat ons in U voetspore kan volg, tot by Golgotha, maar nie tot aan die kruis nie. Want dit het U reeds gedoen. Ook nie tot in die graf nie, want die graf is leeg. Ons volg in U voetspore en ons deel in U oorwinning. In Jesus naam. Amen. Kom ons sing lied 292. My enigste troos in lewe en dood is hierdie een feit. Ek behoort aan Jesus Christus. Kom ons sing dit. Met sy kosbare bloed het hy
Die Here sal jou seën en hy sal jou beskerm. Die Here sal tot jou redding verskyn en hy sal jou genadig wees. Die Here sal jou gebede verhoor en hy sal aan jou sy vrede skenk. Amen. Baie dankie. Kosbaar, Ilse, baie dankie. Johannes, baie dankie. Boeta, dankie vir die klop wat jy gelei het. Ja, sê dankie vir julle almal se saamwees hierso. Hoe kosbaar is dit net? Een op 'n slag. Dis nie sy van soms baie. Wat word so die worship? Hoe het dit gebeur? Ja, en dis dit in Wales. Wat jy oor primary school is geweest. Ja, nie geld toe kon gaan. Worship toe kon gaan. Ja. Dis wat dit is. Ja. Hy is nog steeds daar, hy is so baie as